tussen 0 en 500 meter voor seevlak. Kijk, sleutel op die vraag. Julle weet wat die sleutel? Daai kleur is groen. Daai vraag. Kyk, dan ek gaan vinnig hier in die antwoorde van dan kan ons oor die nuwe werk toe gaan. Die volgende enetjie, maximum self aan jou werk 2000 meter bo seevlak in die Weskaap. Plato-rand, Indiese Oseaan en dan het jy gekyk na daai antwoorde daar. Die prentjies wat moet pas. Right. Nou, gou weer hersiening. Daai deel daar is die Plato-rand. Dis hierdie gedeelte hierso, né? Okay. Wie kan onthou wat daai gedeelte? Die Plato. Right. Okay, en hierso waar die see en die land ontmoet, die kus. Okay, kusvlakte, dan daar die kus. En hierdie hierso die blou watertjies. See. Oseaan, né? Okay. Right, almal reg daarmee. Okay, en wat ons nou reeds so aan die begin nou wat ons reeds weet oor hierdie onderwerp oor riviere. Hierdie kaart hierso, is dit 'n politiese kaart of 'n fisiese kaart? Fisiese kaart. 'n Fisiese kaart. Hoekom? Dit wys natuurlike kenmerke, né? Okay, hier kan jy sien en op jou kaart, daar's jou sleutel soos wat ons kyk het in die aktiwiteit om die hoogte bo seevlak te sien. En jou blou kronkellyntjies wys vir jou die riviere. Almal met my. Right. Okay. Nou, begin ons met die inleiding. Ons het gister daaroor gepraat en gesê Suid-Afrika het hoë plekke, lae plekke, plat plekke en heelagtige plekke. En riviere vloei hulle van onder na bo, van bo na onder. Van bo na onder, né? So gewoonlik as dit reën bo in die berge, dan vloei die water af. Dit kan nooit van die rivier af weer in die berge in nie. Okay, right. So daar het julle dit. Hierdie is 'n prentjie van die Drakensberge. Nee. Die Drakensberge is definitief nie by Kaapstad. Tafelberg is Kaapstad. Die Vrystaat is die Drakensberg. Ek weet dis in Suid-Afrika die Drakensberge. Dis nie. Yes. Dan het ons nou sleutelwoorde. Hierdie prentjie hierso is is van die lug afgeneem. So dit lyk soos 'n slangetjie, maar dit is eintlik riviere. So riviere het sy takke. Dis nie altyd net een reguit lyn nie. Okay. So daarso waar 'n rivier begin, noem ons die oorsprong. En dis in die berge, so 'n hoër gebied. Ons het net gesê waar die rivier in die see vloei, dis die rivier Mons. Okay. Dan het ons 'n klein riviertjie daar, noem ons 'n stroompie. En stroompies kan konnekteer om groter riviere te vorm, soos wat jy hier, daai is nou sy takke, maar daar stroompies wat in die sy takke inloop en dan vorm dit een groot rivier. Waar eindig 'n rivier altyd? See. Dan daarso nog sleutelwoorde. So die kleiner stroompies soos ons net gesê het wat in 'n groter rivier vloei, noem ons 'n sytak. Die opvanggebied. So die oorsprong van die rivier is ook in die berge, maar die opvanggebied is 'n gebied waaruit 'n rivier
So gewoonlik daarso waar dit reën, dis nie noodwendig dat die reën van die onder net die riviere volmaak nie. Dit reën gewoonlik baie hoog op in die berge waar daar 'n opvanggebied is en daai opvanggebied gee vir die riviere water. Kyk. En nou as ons kyk na die konsep van 'n rivierstelsel, so waar vandaan kom die water wat in daai opvanggebied is? Dit is nie net reën nie, maar as dit sneeu daaroor dan smel dit ook, dan styg die watervlakke. Okay, en riviere en strome wat saamvloei is almal op dieselfde opvanggebied en alles saam. So die opvanggebied, die riviere tot waar dit in die see gaan, daai alles wat saamwerk om 'n siklus te vorm, noem ons 'n rivierstelsel. Kyk. Dit is nou 'n prentjie net sodat ons kan alles weer bymekaar sit. Ons het daarso hier heel bo, het ons nou gesê, in die berge is die, waar is die, begin die rivier? By die berge. Kyk, maar wat noem ons dit? Die oorsprong. Kyk, so daar is die oorsprong. Nou, hierdie, dis 'n gebied waar al die water vandaan kom vir die riviere, wat noem ons dit? Hierso by die pyltjie, die berge hierso, daarso. Die opvanggebied. Die opvanggebied. Wat noem ons hierdie klein riviertjies wat deel word van die groot rivier? Kyk, ja, stroom is 'n klein riviertjie, maar die watse tak? Die sytak. Daai groen gedeeltes soos jy op jou sleutel gesien het, die kusvlakte, né? En dan hierso waar die rivier by die oseaan invloei, is die riviermond. Hi. En dan natuurlik hierdie blou watertjies hierso is die oseaan. Ek gaan nou vir julle 'n video speel net so dat ons kan afsluit. Is almal happy met al die konsepte? Ja, juffrou. So jy weet waar begin 'n rivier? Hoe loop hy af? Ja, En aan die einde gaan in die see. Met my? Ja, juffrou. Kan ek 'n thumbs up kry as jy met my is? Die einde is jy nie meer met ons hier? Okay, right. Dis die video. Ek is jammer dit is nou in Engels. The journey of a river. Dan Ocean is dit and nie. seas always fall to the brim. Let's take a journey from source to sea to find out. Source, the start of our river journey. Wanneer het julle dit gesien, Fish? Ja, uit alle gevallen weer, dan gaan het weer af. Dat was ook voor een rukkie. Kyk en jy nou sien nee. Laat jy vir die PowerPoint toe maak. Kyk. Kan jy sien? Okay, Kyk, het hom. Kan jy dit sien? Ja, juffrou. Ja, juffrou. Ja, alsjeblieft.
The journey of a river. Oceans and seas are always full to the brim, but where does the water come from? Let's take a journey from source to sea to find out. Source. The start of our river journey, high up in the mountains and hills, is called the source. Sometimes the water source is a natural spring where water bubbles up from deep underground. Often the source is rainwater and melting snow running downhill, gathering speed as it goes. Upper course. This first part of a river's journey is called the upper course. As water rushes downhill, it flows over rocks and boulders, dragging them along with it down the steep slope. Over many years, water carves paths into the rock beneath it, creating streams and rivers. If the rock is soft, it can wear away so much that huge valleys and canyons are formed. Waterfalls. Waterfalls are formed in places where hard rock meets soft rock. The soft rock wears away quickly, but the hard rock takes much longer to erode and ends up being much higher up than the soft rock. Middle course. The river slows down when it reaches flatter ground. This is called the middle course. Rather than flowing in a straight line, natural erosion causes a river to meander, bending and looping through the countryside. Tributaries. Rivers and streams join together along the way. They eventually form larger, wider rivers. Small rivers that feed into bigger rivers are called tributaries. Lower course. Eventually, the river reaches the lower course. The river often widens out into estuaries or deltas where sediment, sand, soil and rock carried many miles by the river builds up. The sediment slows the water down and provides a rich source of nutrients for plants and animals. The end of the river, where it flows into the ocean or sea, is called the river mouth. Okay. Right. Nou wil ek net met julle deel 'n paar interessante feite oor riviere in Suid-Afrika. Right. Okay. Zoals kan jy sien, as ons al die riviere, dis in Suid-Afrika, nie in die wêreld nie. In Suid-Afrika 'n reguit lyn geplaas, as hulle in 'n reguit lyn geplaas word, dan sal dit omtrent 4 keer om die aarde strek en hulle sê dis omtrent 163.533 km. En die langste rivier in Afrika, die Nylrivier, julle het almal daarvan geleer oor die Egipte. 6.853 km en die langste rivier in die wêreld is die Amazone rivier, die Amazon River in Suid-Amerika en dit is 6.992 km. Ja, dit is baie naby. Dit is baie naby aan mekaar. Hulle is nie as verskillende mense die verskillende riviere meet, dan partykeer dan sê hulle die een is langer as die ander. So, ons is hier 100% seker. Kijk, en daar is regte prentjies van die Nylrivier en die Amazon River. Kijk. Rivier in Suid-Afrika, ons het die Oranje rivier, is die grootste en langste rivier in Suid-Afrika en die Oranje rivier vorm ook die grens tussen Suid-Afrika en Namibië, asook die oostelike grens van die Vrystaat. En daar is vir jou 'n mooi prentjie van die Oranje rivier.
Ja, jy doen. Ja, met daai groot bril. Okay. Hier is maar net nog interessante feite, prentjie van die verskillende riviere in Suid-Afrika en hoe lank elkeen is. Rond zit dan op zondag zo gaat dus. Die Katrivier is hier by ons. Oh ja. In Fort Beaufort. Nou. Okay, om heeltemal af te sluit van ons die quiz. So as jy nou in jou groep asseblief sal sit, sodat ons kan seker maak en ek soek een selfoon per groep. Asseblief, een selfoon per groep, sodat ek kan seker maak jy gaan die Kahoot quiz join. Ek deel vir jou 'n blaadjie uit. Ek moes die prentjie op die Kahoot quiz geplaas het. So die prentjie wat op die quiz is, moenie kyk na daai prentjie nie, kyk na die prentjie wat ek vir jou uitdeel. Okay? Van die Kahoot se punte is dubbelpunte en ander is nie dubbelpunte nie. Je vraagt ons kan hoe downloaden. Nee, jy kon nie. So, julle gaan almal nou, ek gaan julle hotspot. Okay? So, nee, jy hoef nie op die app te wees om hierdie speletjie te doen nie. Kry net van my selfoon. Okay. Okay, die hotspot is aan. So kyk daarso vir ophou. Ja, dit is juffrou. Okay. Kyk hoe ek gaan nou in, dan kyk jy nou of jy kan connect. Die password is hierdie. Is het capital juffrou? Nee, ek glo nie. Connected? Ja, juffrou. Connected. Connected? Ja, juffrou. Moet nou nie ander goede gaan download op my hotspot nie. Ja, juffrou, sal probeer. Julle almal connected, is al die groepe connected? Ja, juffrou. Right, ek soek die selfone op die tafel, nie onder die tafel nie. Een foon, die ander fone weg asseblief. Want jy gaan nie nou op jou foon speel terwyl ons die game doen nie, want dan laat ek jou nie weet toe om jou foon skool toe te bring. Right. Okay. Gaan asseblief dan nou op Google, dan tik jy op Google Kahoot in. En dan klik jy op Kahoot, dan gaan jy na die opsie
Very good. Ek nou vir sê. Sampai dia vrouw. Ja, ek nou. Hy het dan op die dam gesê. Jy gaan play druk, hoor? Dan gaan juffrou vir jou 'n pin gee om in te. Daar is dit. Jy gaan nou die pin hier opsit. Play. Okay, next. Okay. Bos, asal maksud saya. Kamu perempuan. Okay, almal reg. Nou vir die pin gee. Right. Daar is die gamepin wat lou. Asal. Dit is 'n nie gamepin in. Geef vir jou groep 'n naam. Okay, dan die goat. Goats. Say dan die all the way. Okay. Right, wie is hierdie groep? Ja, maar ek dink dit is van dieselfde. Wie is die 6de ene wat gejoin het? Okay, right. Ek gaan die ding begin. Jy het gewoonlik 20 sekondes om 'n vraag te antwoord. Okay? Hoe vinniger jy dit doen, hoe beter. Je vrouw gaan die vraag halen of is Die vraag gaan nie wees en jy het options op jou foon. Sorry, antwoord hier is in die berge. wat ze bij me lopen dan nog niet. Wat is goed? Yes! Allemaal oprecht. Right. Okay, wat doe je?
Okay, you go with slow. Sounds like